Matteus 28 vers 5 tot 6. So toe die engel die vroue sien, sê die engel, julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek. Vriende, vandag en dit wat ons vandag vier verander alles. Ons leef nie meer onder hierdie swaar skadewees van hartseer en verwarring en verlies nie. Vandag het alles verander en dit deur een onbeskryflike groot wonderwerk. Jesus leef. Die klip het weggerol, die graf is leeg, die dood kon nie Jesus vashou nie. Die kruis was nie die einde nie. Stil Saterdag was nie die einde nie. God kom op Sondag en breek die stilte. En as ons die opstanding van ons Here Jesus Christus werklik verstaan, dan kan ons lewe nooit weer dieselfde wees nie. Vrydag het ons hierdie moeilike vraag gevra, maar wat as Jesus nie gesterf het nie? Hoe sou my en jou lewe gelyk het as Jesus nie bereid was om die prys vir ons te betaal nie? Ons het met mekaar gedeel dat ons sou skaam wees, sou nooit voor God regtig kon staan nie, ons sou in skuld lewe, net kry wat ons sou verdien het, ons sou nie hoop gehad het nie, geen genade nie, sou verwyder van God geleef het, en die dood sou al gewees het wat ek en jy sou ken. Ons het gevoel hoe dit voel, ons het so beleef toe ons hier uitstap. Maar vandag vra ons nie wat as nie. Vandag sê ons, omdat Jesus opgestaan het. Omdat hy opgestaan het, het alles verander. Vrydag het vir ons gewys hoe diep die invloed van ons sonde is. Vandag sien ons hoe sterk Christus se krag is. Vrydag het vir ons gewys wie ons sou wees sonder hom. Vandag kan ons sien wie ons is omdat hy leef. 1 Korintiërs 15 sê, die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee. Daardie selfde oorwinning wat Jesus uit die dood opgewek het, is myne en joune. En ek wil hê jy moet vandag saam met ons beleef hoe dit moes voel vir daardie mense. Vrydag het dit gevoel asof daar nie uitkoms is nie, asof alle hoop verby is. En kan jy jou verbeel toe Jesus, die lewende Jesus aan hulle verskyn? En nuwe hoop gee. Romeine 8 vers 11 sê, if the alive and present God who raised Jesus from the dead moves into your life, He'll do the same thing in you that He did in Jesus, bringing you alive to Himself. Hoe ongelooflik is dit? Hierdie God wat lewe gee, wat Jesus lewend gemaak het, vriende, kom leef binne my en jou. En ons het daar dieselfde opstandingskrag. En weet julle wat vir my die ongelooflikste van dit alles? Jesus het nie net 'n rukkie lewendig geword nie. Hy leef vandag nog. En hy leef tot in alle ewigheid. En omdat hy leef, het skaamte nie die laaste woord nie. Het skuld nie die laaste woord nie. Omdat hy leef, is ons nie verwyder van God nie. Het genade gekom en hoop en lewe. En dit, vriende, dit is opstanding Sondag. Jesus lewe. Daar was 'n tyd toe jy jou kop laat sak het. Toe jy mense vermy het, toe jy onttrek het en liewer stil gebly het. Nie omdat jy niks gehad het om te sê nie, maar omdat jy bang was, iemand sien te diep. Daar was 'n tyd toe jy jouself gemeet het aan alles en almal en elke keer kort gekom het. 'n Stil fluistering in jou gedagtes, jy is nie genoeg nie, probeer harder. Maar iets het verander, nie omdat jy skielik alles reg gekry het nie, nie omdat jy beter geword het nie,
maar omdat daar iemand was, wat jou aanvaar het soos jy is. Iemand wat jou gesien het, en nie weggedraai het nie. En so het iets begin skuif. Jy kyk weer op, jy haal weer asem. Jy sit nie meer vas in daardie ou storie oor jouself nie. Jy hoef nie meer te bewys nie. Jy hoef nie meer weg te steek nie. Jy hoef nie meer jouself kleiner te maak, sodat jy aanvaar kan word nie. Jy is reeds gesien, jy is reeds gekies, jy is reeds verwelkom. En waar jy eens gedink het, dat nabyheid gevaarlik is, word dit nou die plek waar jy rus vind. So begin jy anders leef, nie perfek nie, maar vry. Nie sonder gebrokenheid nie, maar sonder vrees om gesien te word. Want die waarheid is, jy kruip nie meer weg nie, jy leef met vrymoedigheid. 2 Korintiërs 5 vers 16 tot 18 sê, dat ons op 'n tyd na mense se uiterlike gekyk het, en dat ons daardie fout gemaak het, omdat ons na Jesus ook so gekyk het. En dan sê dit in die message vertaling, we certainly don't look at Jesus like that anymore. We now look on the inside and see that anyone is united with the Messiah. They are made new. The old life is gone, a new life emerges. All this comes from God. The Messiah gave you a fresh start by offering a forgiveness of sins. Omdat Jesus opgestaan het, vriende, leef ek en jy nie meer in skaamte nie. Ons het nou vrymoedigheid. Dit beteken nie ons gaan nie weer oomblikke hê waar ons nie gaan bewus wees van ons gebrokenheid nie. Ons sal daardie oomblikke kry. Maar dit sal nie die laaste sê oor ons lewe hê nie. Waar skaamte gesê het, jy is nie goed genoeg nie, sê die opstanding, jy is aanvaar. Waar skaamte sê, jy is 'n fout, sê Jesus, jy is myne. Die opstanding verander nie noodwendig hoe ons voel nie. Dit verander wie ons is. Want dit gaan nou oor ons identiteit. Dit gaan daaroor dat Christus bepaal hoe ek oor myself voel en dink. Hebreërs 10 vers 19 sê dat ek en jy met vrymoedigheid voor God kan staan. Dat ons nie hoef weg te kruip agter prestasie of humor of selfs godsdiens nie. Ons kan kom voor God net soos ons is. Eerlik, oop, opreg. Toe Jesus opgestaan het, was die eerste mense na wie hy toe gegaan het, was die ouens wat hom in die steek gelaat het. Die mense wat kort voor sy dood hulle rug op hom gedraai het. En toe Jesus opstaan, is dit die ouens wat hy gaan soek het. Maar dit gaan nou oor identiteit. Sy geliefde disippels. En in daardie selfde manier kom Jesus na my en jou toe. Nie omdat ons perfek is nie, maar omdat ons syne is. So vandag hoef jy nie weg te kruip nie. Omdat Jesus opgestaan het, kan jy met vrymoedigheid leef, met vrymoedigheid bid, met vrymoedigheid saam aanbid. Nie omdat jy alles reg kry nie, hoorie, maar omdat Jesus alles reg gemaak het. Omdat Jesus opgestaan het, kan ons vry leef.
Nadat die beskuldigde teen die vonnis geappelleer het, sal die hof nou die uitspraak lewer van die appel. Sal die beskuldigde staan asseblief. Hierdie hof het die rekord van die verrigtinge na die hof Akwou deeglik bestudeer, die gronde van die appel oorweeg en die argumente van beide partye noukeurig aangehoor. Na oorweging van al die feite vind hierdie hof dat daar wesenlike gronde bestaan om in te gryp in die vonnis wat opgelê is. Die inagneming van al die nuwe inligting wat die afgelope 3 dae bekend gemaak is, word die oorspronklike vonnis wat deur die hof Akwou opgelê is, hiermee terzijde gestel. Dit word bevind dat iemand anders die volle straf reeds gedra het en daarom word die beskuldigde van alle aanklagtes vrygespreek. Die straf is ten volle betaal. Hy is vergewe. Die hof bevind dat die beskuldigde onmiddellik vrygelaat kan word. Die hof verdaag. Ons staan nie meer voor God veroordeel nie. Ons is mense wat vrygespreek is. Daardie selfde vonnis wat ons Vrydag moes kry, lewenslang sonder God, is vandag jy is vergewe. Ja, ons het gesondig, ja, ons gaan nog sondig, maar dit word nie meer teen ons gehou nie. Die opstanding beteken paid in full. Kolossense 2 sê, wat gebeur het, kan so gestel word. Elkeen van ons het 'n rekening van al ons sonde. En 'n rekening moet 'n mens betaal. Wat met ons moes gebeur oor al die skuld is uiters slegte nuus vir ons. God het egter hierdie rekening met al ons skuld uit ons hande kom vat. Imagine jy gaan eet uit by die duurste restaurant en iemand anders betaal jou rekening. Nou staan die skuld nie meer teenoor ons naam nie. Ons rekening hang nou aan die kruis. Jesus wat aan die kruis gesterf het, het ons skuld betaal. Die Here het ons sonde vergewe en ons vrygespreek. En nie net ons sonde kon bedek nie, maar dit heeltemal uitgewis. Vrydag het gesê, jy is skuldig. Sondag sê, jy is vergewe. In die Ou Testament het ons gesê, moes ons offers bring, een na die ander. En daardie offers was tydelik en kon nooit regtig al die skuld betaal nie, want dan moes 'n volmaakte offer kom. Eens en vir altyd. Romeine 8 vers 1 sê, omdat Jesus gesterf het, is daar geen veroordeling. Die Bybel vir almal sê, as mense aan Christus behoort, dan straf God hulle nie. Geen veroordeling, geen straf. En dit is wat opstanding beteken. Die saak is afgehandel. Skuld is betaal. 2 Korintiërs 5:21 sê, Christus het nooit enige sonde gedoen nie, maar God het hom aan die kruis in ons plek in sonde verander. Hy het al ons sondes op Christus gelaai, sodat ons verhouding met hom herstel is. Omdat Jesus opgestaan het, het ons nie meer skuld nie. Die hartseer is, 'n klomp van ons loop nog met 'n klomp skuld rond. Ons sê heeltyd ons moet onsself bewys dat ons goed genoeg is. Ons probeer baie hard sonder God. Die opstanding sê dis verby. Prys is betaal. Jy is vergewe. So vandag moet jy hierdie waarheid hoor. Omdat Jesus opgestaan het, is jy nie meer skuldig nie. Omdat hy opgestaan het, moenie aanhou teruggaan na die saak wat reeds afgehandel is nie. Moenie aanhou dra wat Jesus reeds gedra het nie. Omdat Jesus opgestaan het, is ek en jy vergewe.
Vriende, omdat Jesus opgestaan het, hoef ons nie meer ver van hom te leef nie. Deur Jesus kan ek en jy nou naby God wees. Hierdie afstand wat sonde geskep het, hierdie kloof, Jesus het 'n brug gebou. Die pad is oop. Ons hoef nie meer te soek sonder om nie ons Vader te kan vind. Die mooiste van dit alles is eintlik dat ons nie hoef te soek nie, maar dat ons Vader ons kom soek het. Ons kom haal het. Net soos hierdie pa sy seun gaan soek en hom kry. So het God deur Jesus, en doen hy nou nog, soek hy jou. Efesiërs 2 vers 13 sê julle was eens baie ver van God af. Maar Jesus het vir julle gesterf en sy bloed vir julle gegee sodat julle nou naby God kan wees. Ons hoef nie meer soos met die tempel agter hierdie groot gordyn te staan nie. Ons hoef nie meer aan die buitekant te wees en maar net in te kyk nie. Matteus 27:51 sê, toe Jesus sterf, toe skeur die gordyn. Daardie gordyn wat 'n teken was van skeiding tussen God en mens. Daardie gordyn skeur. Vir een rede, sodat jy kan ingaan. Naby kan wees. Daardie skeiding is verby. Hy het die pad oopgemaak. Jesus het opgestaan en nou lyk ons verhouding anders. Ons verhouding met God is nie meer onbereikbaar en ver nie. Dis nou, hy is ons Vader. Julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat julle laat roep, Abba, ons Vader. Jakobus 4 vers 8 sê, nader tot God en hy sal tot jou nader. Omdat Jesus opgestaan het, is jy nie meer verwyder nie. Jy het naby, jy kan nou naby kom. Jy is welkom, jy is aanvaar. So ek wil jou vandag uit my hart uit vra, moenie meer leef soos iemand wat nog buite staan nie. Moenie meer leef soos iemand wat maak asof die deur en die pad toe is nie. Moenie leef asof jy iemand is wat nog alles probeer om nader te kom nie. Omdat Jesus leef, is die pad oop. Al wat hy vra, is dat ons glo. Jy mag nader kom. Barmhartigheid het gekom. Genade het gekom. Liefde het gekom. Laat hom gaan. Vriende, ek het onlangs in 'n boek van Philip Yancey gelees. Die boek se naam is What is so amazing about grace? Oor die verhaal van die verlore seun, en hy het dit geskryf in 'n moderne konteks, en ek het toe so daai konteks net so 'n bietjie aangepas vir ons hier in Suid-Afrika.
En ek wil jou uitnooi, die storie is dalk 'n bietjie langer, maar ek dink dit sal regtig jou hart raak. So ek wil jou uitnooi om 'n oomblik saam met my daarna te luister. Sy het groot geword op 'n sitrusplaas net buite Port Alfred. Haar ouers is iets wat oudtyds en reageer op oordrewe op dinge soos haar neusring, die musiek waarna sy luister en hoe kort haar rompies altyd is. Hulle het haar gereeld gestraf en binne in haar bou daar 'n diep frustrasie op. Ek haat julle, skree sy vir haar pa wanneer hy na 'n argument aan haar kamerdeur klop. Daardie aand voer sy 'n plan uit wat sy al baie keer in haar kop geoefen het. Sy hardloop weg. Sy was nog net een keer op die Kaapse vlakte tydens haar skool se akademiese kamp. Mense lees gereeld in die media, veral op sosiale media, 'n klomp dramatiese stories oor bendes, dwelms en geweld wat hier plaasvind. Sy het vir haarself gesê, dit sal waarskynlik die laaste plek wees waar haar ouers haar sal soek. In groot stede dalk, maar beslis nie op die Kaapse vlakte nie. Op haar tweede dag daar ontmoet sy 'n ryk man wat 'n baie spoggerige motor ry. Hy bied haar 'n rit aan, koop vir haar 'n middagete en reël vir haar 'n blyplek. Hy gee vir haar pille wat haar beter laat voel as wat sy nog ooit gevoel het. Sy besluit toe dat sy reg was om te loop by haar huis. Haar ouers het haar net weggehou van al die pret in die lewe. Die goeie lewe hou aan vir 'n maand, 2 maande, 'n jaar. Sy noem die ryk man baas en haar baas het haar 'n paar goed geleer waarvan mans hou. Sy bly in 'n luukse woonstel, bestel kamerdiens net wanneer sy wil. Soms dink sy aan haar ouers by die huis, maar hulle lewe lyk nou vir haar so vervelig en klein dat sy skaars kan glo sy daar groot geword. Eendag skrik sy toe sy haar foto op 'n plakkaat sien met die opskrif: "Het jy dalk hierdie kind gesien?" Maar teen die tyd het sy nou blonde hare, sy dra baie gremering en juwele en niemand sou haar meer as 'n kind herken nie. Buitendien is die meeste van haar vriende ook weglopers en in die Kaapse vlakte verklap niemand mekaar nie. Na 'n jaar begin die eerste tekens wys dat sy siek is en dit verbaas haar hoe vinnig die baas gemeen raak. Voor sy haar kom kry, is sy op straat, sonder geld, sonder enigiets. Sy probeer alles om geld bymekaar te maak, maar dit is maar min en alles wat sy kry, gebruik sy om haar verslawing te onderhou. Sy slaap in die aande onder 'n brug in die dorp. Slaap is eintlik die verkeerde woord. 'n Tienermeisie kan snags in die Kaapse vlakte nooit regtig ontspan nie. Donker kringe vorm onder haar oë en haar hoes raak al erger. Sy dink sy het groot geword, maar een aand terwyl sy onder die brug lê, voel sy soos 'n klein dogtertjie wat verlore is in 'n koue, gevaarlike stad. Sy begin saggies huil. Haar sakke is leeg en sy is honger. Sy het weer dwelms nodig. Sy trek haar bene styf onder haar in en bewe onder die koerante wat sy oor haar jas gepak het. Skielik flits daar 'n herinnering deur haar gedagtes. Dit is my in Port Alfred, wanneer daar duisende lemoene aan die bome is, en wat sou sy nie wou gee vir een nie? Sy vra haarself, hoekom het sy ooit van die huis af weggehardloop? My hond by die huis eet beter as ek. Sy huil onbeheerst en besef skielik dat daar niks in die wêreld is wat sy meer begeer as om huis toe te gaan nie. Die volgende oggend smeek sy mense om haar pa te bel. Sy bel 3 keer. Al 3 keer gaan dit na voicemail. Die eerste 2 keer sit sy neer sonder om 'n boodskap te los, maar die 3de keer sê sy, pa, ma, dis ek. Ek wonder of ek dalk huis toe kan kom. Ek klim op 'n bus na julle toe. Die bus sal môre middag by julle aankom. As julle nie daar is nie, dan bly ek maar by die bus tot waar dit ook al gaan. Terwyl sy op die bus sit, besef sy haar plan het foute. Wat as haar ouers nie die boodskap kry nie?
Moes sy nie eerder gewag het totdat sy met hulle kon praat nie? En selfs al is hulle by die huis, het hulle haar dalk lankal afgeskryf as dood. Sy moes hulle dalk tyd gegee het om die skok te verwerk. Haar gedagtes spring heen en weer tussen haar vrese en die woorde wat sy vir haar pa wil sê. Pa, ek is jammer. Ek weet ek was verkeerd. Dis nie julle skuld nie, dis myne. Pa, sal jy my kan vergewe? Sy herhaal dit oor en haar keel trek elke keer toe as sy dit sê. Sy het jare laas vir iemand om verskoning gevra. Uiteindelik stop die bus by die stasie. Die remme sis hard en die busbestuurder sê oor die luidspreker: 15 minute mense, dis al wat ons hier het. 15 minute wat haar lewe kan verander. Sy kyk na haarself in 'n klein speeltjie en maak haar hare reg. Sy sien die nikotienvlekke op haar vingers en wonder of haar ouers dit gaan raak sien. As hulle ooit daar is, sy stap die terminaal binne sonder om te weet wat om te verwag. Nie een van die duisende tonele wat sy in haar kop afgespeel het, kon haar voorberei op wat sy sien nie. Daar in die koue busstasie met betonmure en plastiekstoele staan omtrent 40 familielede. Broers, susters, ooms, tannies, neefies, niggies, selfs haar ouma. En oor die hele muur hang 'n groot banier waarop staan: Welkom terug. Uit die skare wat juig en groet, stap haar pa vorentoe. Sy kyk deur haar trane en begin met haar voorbereide woorde: Pa, ek is jammer, ek weet, maar hy onderbreek haar. Dis oukei, my kind, daar's nie nou tyd vir dit nie. Jy gaan laat wees vir die partytjie, daar wag 'n feesmaal vir jou by die huis. Genade het gekom die dag toe Jesus opgestaan het. Psalm 103 vers 10 tot 12 sê, hy straf ons nie volgens wat ons regtig verdien nie. Hy vergeld nie ons op dieselfde manier vir ons slegte dade nie. So ver soos die verste punt van die heelal van ons af is, so groot en nog groter is die Here se liefde vir elkeen wat hom dien. So ver soos die verste punt van die heelal van mekaar af is, so ver en nog verder, vat hy ons sonde en ons straf van ons af weg. Vriende, as Jesus nie gesterf het nie, was ek en jy hopeloos. Maar omdat hy opgestaan het, leef ek en jy met hoop. Ons is nie meer vasgevang in hierdie gedagte dat niks ooit gaan verander nie. Ons hoef nie te dink dat hierdie gebrokenheid waarin ons leef, maar net vir altyd gaan aanhou nie. Want Jesus het opgestaan. Hy het self in ons toekoms ingekom om alles te verander. Die opstanding wys vir ons dat wanhoop nie meer is wie ons is nie. Duisternis kry nie die laaste woord nie, want ons het nie is belangrik, 'n lewende hoop. Nie iets wat ons probeer glo om ons net beter te laat voel nie, maar lewe, 'n lewe wat vir my en jou hoop bring. 1 Petrus 1 vers 3 sê, dit is hy wat in sy groot ontferming deur die opstanding van Jesus uit die dood opnuut verwek het, sodat ons 'n lewende hoop mag hê. Die message sê, because Jesus was raised from the dead, we've been given a brand new life, and we have everything to live for, including a future in heaven, and that future starts now. Om hopeloosheid rond te dra is een van die swaarste laste. Dit vat ons vreugde. As ek en jy en 'n klomp van ons is dalk daar sonder hoop vir die toekoms moet leef, is dit swaar. Hopeloosheid is die ding wat vir jou fluister, niks gaan ooit verander nie. Niks in Suid-Afrika gaan ooit verander. Dit is hopeloosheid. Dit vat genesing weg.
Dit maak dat seer diep is. Maar opstanding Sondag verander alles. Die Bybel sê ek en jy het 'n lewende hoop. Nie net 'n wens nie, maar 'n lewende hoop. En daai hoop se naam is Jesus. Dis nie net positiewe denke of om jouself moed in te praat nie. Dis om te glo dat daardie lewende Jesus lewe kan bring waar ook al iets dood lyk. Die Bybel sê in Romeine 15 vers 13, God laat mense aanhou hoop. En ek bid dat hy vir julle sal bly maak en vir julle sal vrede gee. Vir julle wat glo. Dan sal die Heilige Gees vir julle krag gee en julle sal baie seker wees dat hierdie dinge wat julle hoop werklik sal gebeur. Dit beteken ons hoop hang nie af daarvan dat goed gou en instantly moet gebeur nie. Dat alles maar net moet uitwerk nie. Ons hoop is in Jesus. En omdat hy lewe, is jou toekoms en my toekoms so wonderlik. En as jy nie dit glo nie, dan moet jy die vraag vra of glo ek regtig dan? Want hierdie lewende hoop maak ons toekoms wonderlik. Hoop beteken sonde is nie die einde nie, hartseer is nie die einde nie, verlies is nie die einde nie, mislukking is nie die einde nie, die dood is nie die einde nie. Want God kan lewe bring waar ons net dood sien. Omdat hierdie hoop wat God is lewendig is, begin dit my en jou verander. Dit help ons om staande te bly wanneer dinge moeilik is. As ons werklik hoop in hierdie lewende God, al val alles uitmekaar rondom ons. Al is ons teleurgestel, sal ons aanhou vashou. Hierdie hoop gee ons die moed om te bid, om aan te hou glo, om aan te hou lief hê. Selfs al lyk dinge hoe moeilik. Vriende, omdat Jesus opgestaan het, leef ons met hoop. Omdat hy opgestaan het, bepaal jou verlede nie jou toekoms nie, omdat hy opgestaan het, hoef jy nie in wanhoop te leef nie. Ek en jy, en elkeen van ons wat hier sit, is 'n opstandingsvolk. 'n Volk wat hoop, 'n volk wat weet, Sondag het gekom. En omdat Jesus leef ons met hoop. Wil amper hierdie diens afsluit met die beste nuus wat jy vandag kan hoor, en dis dat omdat Jesus opgestaan het, kan ons leef. Nie net asemhaal nie, nie net bestaan nie, maar werklik lewe. Johannes 10 vers 10 sê, Jesus het gekom sodat ons lewe kan hê en dit in oorvloed. Jesus het geleef en daarom kry ek en jy lewe. Vrydag het gelyk soos die einde, soos verlies, soos stilte, soos die dood. Sondag bring lewe waar dit dood is. En hierdie lewe is nie net eendag vir die hemel nie, hierdie lewe begin nou.
'n lewe waar ek en jy in nabyheid kan leef, 'n lewe sonder skaamte, sonder skuld, naby aan God, 'n lewe vol hoop. Ek en jy kan lewe. En dit wat jy gedink het is die einde, wil ek vandag vir jou sê, in enige aspek van jou lewe, enige plek in jou lewe, waar dit vir jou voel en lyk soos die dood, wil ek vandag vir jou sê, God bring lewe. Daar waar dit dood lyk. So ek wil vandag vir jou vra, en vandag vir jou sê, omdat Jesus opgestaan het, is jou storie nie verby nie, omdat Jesus opgestaan het, leef jy, omdat Jesus opgestaan het, het jy oorwinning.